Dag sê, ons is by die laaste dag van ons leesplan, ons dagstukkies, dag 15, en ons lees vandag Romeine 8. Hy bou so op vanaf Romeine 5, 6, 7, en dan op 8, en 8 kom Paulus net op 'n hoogtepunt, en hy sluit hierdie hoofstuk af deur vers 38 en 39. Ek lees gou vir jou, hy sê, hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele, of bose magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in hierdie skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus, ons Here, is. Hy maak hierdie lysie, en het voel of hy nie tot op die einde van die lysie kom nie, want hy probeer net byvoeg en aanlas. Eintlik al wat hy hier probeer sê, ouens, niks beteken niks. Daar is absoluut geen verwysing, geen realiteit, wat my en jou vrymoedigheid kan kom steel, as dit kom by ons belewenis van God se liefde vir ons nie. En dan eindig hy daai skrifgedeelte met een van die belangrikste uitsprake. Hy sê, wat daar is in Jesus Christus. So hierdie onvoorwaardelike liefde, wat ek en jy ontvang, is natuurlik die resultaat van die feit dat ek en jy in Christus is. Dis die krag van divine inclusion, dis die krag van die insluiting. Met ander woorde, ek vra vir jou vandag, wat is dan die goed? Vir jou wat deur jou geloof in Christus geposisioneer is, wat sal dan die redes wees dat ek en jy soms onvrymoedig voel, dalk weer op 'n plek is waar ons voel, maar ek kwalifiseer nie, of ek is nie bekwaam genoeg nie, of ek het aangejaag. Weet jy, vir julle wat ouers is, jy sal weet, maak nie saak hoeveel jou kind aanjaag en wat hulle verkeerd doen nie. Die feit dat hulle altyd binne hierdie veilige en sekuriteit werk van ek is geliefd, ek is 'n seun of 'n dogter, dit oorweldig net enige ander verwysing. Maak nie saak wat ek of jy doen nie. Hierdie skrifgedeelte kom waarborg net weer vandag vir my en jou, dat dit nie iets is wat ek en jy verdien of voor kan werk nie, maar dat dit absoluut is, omdat ek en jy ingesluit is in Jesus Christus as verwysing en sy afgehandelde werk. Ek hoop dit skep so 'n bietjie vrymoedigheid by jou. Hierdie hele reeks het juist daaroor gegaan, en daarom vra ek vir jou, soos ons hierdie dagstukkies afsluit, is dat jy regtig net op 'n plek van dankbaarheid sal kom, waar jy sal net saam met my kom bid en sê, Here, dankie net vir die ongelooflike geskenk van onvoorwaardelike liefde, en dat dit alles gebaseer is op u genade en inisiatief deur u seun, en nie afhang van my prestasie nie. Seën vir jou.